Welkom terug by die groot ontbyt. Ons gesels môre met Caleb Swanepoel. Ons het 'n reg so rukkie terug met hom ook gesels, maar ons praat spesifiek oor sy film vandag, Caleb Beyond the Bite. Dit gaan oor, wel ek moet hom seker maar vir jouself laat vertel waaroor dit gaan. Goeiemôre Caleb. Môre, hoe gaan dit? Nee, lekker, ons vat hom soos hy kom. Hoor hierso, sê vir ons, hierdie film van jou, Caleb Beyond the Bite. Laat die kykers wat nou nie weet nie, eers bietjie hoor, waaroor gaan die film? So ek het my been 10 jaar terug verloor, deur 'n Great White haai aanval. En laas jaar, 9 jaar na my aanval, het ek 'n geleentheid gekry om terug in die water te klim met haie, met 'n organisasie Wild Trust, en ons het 'n klein film gemaak om vir mense te wys as ek terug in die water kan klim met haie en my idee van haie kan verander, kan mense se idees van haie ook verander. Hulle is nie die diere wat net mense wil eet. Hulle is so belangrik vir ons omgewing en ons lewens, en ja, dit was die rede vir die film, en ek hoop almal geniet dit. Caleb, jy is ook 'n branderplankryer. Hoe gaan dit met die surfing? Ek is in Joburg op die oomblik, so is 'n bietjie droog vir die see. Ek het al klaar hierdie jaar gesurf. Ek het in Durban die SA Champs SA Champs deelgeneem, so dit was baie lekker, en ek het my kategorie gewen, so ja, hopelik is ek deel van die span hierdie jaar, maar ons sal sien wat gebeur met die kompetisie vir die res van die jaar. Die film het onlangs 'n prys gewen, 'n toekenning by die International Tourism Film Festival Africa. Ja. Jy moet seker baie gelukkig voel oor die feit dat jy gedink dat die film pryse sou wen. Ja, ek is net baie trots op die span. Jy weet, geen persoon is 'n eiland nie. Ons kort 'n span, ons kort 'n tribe, en saam met Wild Trust en Love Africa, die span wat die film gemaak het, ons het so hard gewerk op hierdie film, en die post-production wat hulle gedoen het is ongelooflik mooi, en ja, ek is baie trots op hulle werk. So ek is baie dankbaar dat ek deel van hierdie storie kan wees. Alles my naam en die titel. Dis nie net my werk nie, dis werk van, Lee Denecker, 'n marine biologist wat ook in die film is, en al die inligting wat ons, probeer in die film we try to inject all the information into the film, en dan, ja, die mense wat die film gesponsor het en wat uitgesaai het vir al die mense. Die film is natuurlik gemaak vir 'n groter doel, en die feit dat jy gewillig was ook om jou storie te deel is regtig merkwaardig. Watter wanpersepsies dink jy het mense steeds oor haie? Dat hulle hierdie diere is wat net mense sal eet. So ek was in die water met haie, ek het nie bekommer nie, net rondom my geswem. So sharks aren't these man-hunting animals out to get humans. I think people think that they aren't crucial for our environments, that they just animals that can be caught and harmed and killed. So, teaching people that they need to be protected, because every second breath we take comes from the ocean. So dis die belangrikste ding vir my. Ek dink die mense weet hoe belangrik die haai is in die ekosistem van die see, en dat ons haai nodig het om eintlik in die see te speel, in die see te swem, om vis te vang, al daai tipe goed. Without that ecosystem in place, we won't be able to spend time in the ocean, we won't be able to breathe or even harvest nutrition from the ocean. So that balance is important, that people realize that. I want to say, part of the whole film and everything, you also work with Sharks Under Attack campaign. And I went on the website yesterday and read quite a lot about it. And this was quite an interesting statement. It says, cars kill 1.25 million people annually. Airplanes kill 283 people per year, while toasters kill 800 people. Sharks killed 5 people last year. Yet more than 100 million sharks are killed by people every year. Now, I was shocked by that 100 million, so I was like, no, surely this number's wrong. I went back, I Googled, researched. 100 million sharks killed by people every year. Yeah, and if you had to put that into, try and imagine that, right? Try and imagine that as an image, what that looks like. And a lot of it's bycatch, a lot of it's finning, a lot of it's bait lines in the water, that people remove the emotion from these creatures. They're 400 million years old. So I had an encounter with a dinosaur, and I chose to look at it from a different perspective.
as ons in die lewe, as ons kies om negatief te wees en om nie verskillend te dink nie, sal ons nooit leer. Sal ons nooit ander mense ontmoet wat verskillende idees kan deel nie. So vir my is dit so belangrik om net 'n bietjie jou oë oop te maak, jou ore ook oop te maak en net te luister en te leer. En ja, daai nommer is it's crazy, 100 million every single year. No one knows this, so if it's an opportunity for me to highlight this and to showcase the film, that's really it. The website's got incredible information, and we all can be advocates. You don't have to be at the sea to respect the ocean, Yeah. Caleb, jy praat nou regtig baie mooi oor ervarings en die manier hoe jy dinge sien en om te kies om positief te wees. Maar na so 'n haai-aanval wat jou been heeltemal vat, was daar seker donker tye waardeur jy moes gaan. Dit was waarskynlik nie maklik nie. Nee, partykeer moet ek net dinge een dag op beslag vat. Is nou 10 jaar en ek kry nog steeds daai donker dae. Maar vir my, ek het 'n baie sterk tribe en as ek nie goed voel nie, I always reach out. I always, tell someone like this is where I'm at. This is how things are going. This month is mental health month, and as much as it's also the month that I lost my leg, actually. So it's a special month for me, and we're always going to experience hardship in life. I don't think it just goes away. So as much as I lost my leg 10 years ago, there's things that are more challenging today than they felt in hospital. So ja, daar is donker dae, maar dis belangrik om eintlik net met mense te praat, om eerlik te wees met jouself eerste en dan die mense rondom jou. And it's not perfect, right? No one's going to get a 10 out of 10, but you can try. Jy kan een voet voor die ander sit en net begin. So vir my is dit partykeer net om te begin. Jy hoef nie perfek te wees nie, en ek wil net vir almal daar buite ook net herinner, dis okay as jy nie goed voel nie. Jy's 'n mens, jy het 'n hart, jy's nie 'n masjien nie. So dis ook vir my so belangrik. Ja. Caleb, ondersteuningsstruktuur is natuurlik een van die belangrikste goed in die lewe en die manier hoe jy dit sien en dis lekker om mee daaroor te gesels. Die film is baie inspirerend. Mense kan gerus daarna gaan kyk. Caleb, Beyond the Bite, dankie vir jou tyd vanmôre en baie geluk met die toekenning. Dankie julle. Sterkte vir die week. Bye. Ja, dis Caleb natuurlik wat saam met ons gesels met Caleb Swanepoel. As ons terugkom na die advertensiebreek, dan is ons in die kombuis, dan gesels ons gou met Chef Renate van der Berg Lord, 'n vroegoggend gevulde ui besigheid.